We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We glorify your holy name. We glorify your name. We glorify your holy name. We glorify your name. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We glorify your holy name. We glorify your name. We glorify your holy name. We glorify your name. Goedemiddag familie van die tweeling en Gardens familie en ook spelers en toeskouers almal saam, dus kom ek sê die Gardens familie. Voordat ons die werk gaan begin, wil ons graag net vra vir Evangelist net vir ons die verrigtinge oop te maak met 'n gebed. Dankie. Kom in lieve, kom ons staan hier maar. Kom ons sluit ons so. Vader, in die naam van Jesus, Here. Here, vanmiddag kom ons na U toe, Here. Ons kan niks sonder U doen nie, Here. En vanmiddag gee ons U die lof, die eer, die aanbidding toe, Here. Here, baie dankie, Here, vir hierdie mooi werk, Here, wat U in die tweeling se lewe gebring het, Here. Here, en ek weet, Here, die duiwel, Here, gaan hulle nooit uitlos nie, Here. Maar vanmiddag, Here, bid ek, Here, die diepte van my hart, Here, dat U hulle ontvorm, Here, dat U hulle ontferm met liefde, Here, daar wat hulle beloop, daar wat hulle staan, ek pleit hulle onder die bloed van Jesus, Here. Here, vanmiddag kom ons met hierdie werk, Here, dat ons hulle af gaan stuur, Here, deur U se genade, Here. Seën hierdie werk, Here. Seën elkeen wat gaan iets sê vanaand, Here, nie om gesien te raak, Here, maar om U se naam groot te maak, Here. En ek vra in die diepte van my hart, Here, dat U ons sal bewaar, Here. Ek kom vra kalmte, Here. Ek kom vra, Here, dat U ons se tong en lippe sal bewaar, Here. Seën hierdie mooi werk, Here. Seën die een wat die voorwerk doen, Here. Seën die een wat die musikant wees, Here. En seën hierdie familie as nooit tevore in die
Here. En vanmiddag, Here, die wat 'n oor het vanmiddag, Here, laat hom luister, Here. En vanmiddag, Here, sê ek baie dankie, Here, vir die genadekans, Here. Seën ons, Here, in 'n dubbele mate, Here. In Jesus naam. Amen. Ja, vir 'n klip soos Gardens is dit altyd 'n voorreg. 'n Voorreg wanneer ons sien dat ons die jong talent dat hulle opgeraap word. En ons voel nie sleg daarvoor. Ons is bly wanneer dinge soos daai gebeur. Jy weet talente is iets wat in die hand van God is. Maar dit is wat jy met dit gaan maak. En dit maak nie saak wie jy is nie. Na die skrif leer ons dat die Here is nie 'n aannemer van persoon nie. Amen. Dit wil sê dit wat hy vir jou gee is omdat hy dit vir jou beoog het en vir jou gegee het. Maar dit maak saak wat jy met dit gaan doen. Ek het net so voordat ek verder gaan net so 'n kort paar versies wat ek graag wil vir julle met julle wil deel. En dit is Lukas 24 vanaf vers 13. Die Emmausgangers. En 2 van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef? En die een wie sy naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem? En weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle watter dinge en hulle antwoord hom. Die dinge aangaande Jesus die Nasarener, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. Ek gaan net tot so ver. Ja. Maar wat ek vir julle wil sê is dat vir ons almal nie net vir julle nie. Soms vergeet ons wie loop saam met ons. Wie loop saam met ons op hierdie weg van die lewe wat ons vat. En dit is nie moeilik as jy besef wie jy is in Christus nie. As jy weet dat jy iemand gevind het wat jy kan vertrou. Iemand op wie jy kan aan wie jy kan vasklou. Wat jy weet wat jou sal die volgende hoeveel jare nog steeds sal lê omdat jou geloof in hom is. Nou daar kom 'n tyd in 'n mens se lewe wat jy 'n besluit sal moet maak, wat jy 'n keuse sal moet maak. En dit is by daai pad by daai plek wat jy gekom het. Julle moet nou besluit watter die rigting wat ons ingaan. Gaan ons die rigting in met die volle vertroue en geloof dat ek dit gaan maak. Geen een is gewaarborg môre nie, maar jy is gewaarborg vandag, want jy leef nog in vandag. Maar jy het 'n kans wat min van ons spelers kry. En jy moenie vergeet dat jy die keuse moet maak. Wat jy met dit gaan maak, die ding wat op jou pad gekom het, dit is soos ek sê, dis 'n voorreg. Dis 'n goue geleentheid wat jy met albei hande moet aangryp. Want geen een kan, soos ek sê, is gewaarborg wat môre gaan wees. As ons gaan kyk, dan sien ons dat wanneer die twee, hulle was ook disippels, wanneer hulle loop, kan hulle nie sien wie dit is wie met hulle loop nie. Dan vra hulle, is u dan 'n vreemd, die enigste vreemdeling, dat jy nie die dinge weet nie. Hulle weet nie wie met hulle saam stap nie, want terwyl hulle al die tyd met hom was, het hulle hom nog ook nie geken nie. Terwyl hulle met hom was, nou wat ek sê dit is, daar kom 'n tyd in jou lewe wat jy sal hy besluit moet neem. En dit is daai besluit wat jy nou moet neem. As jy wil eendag dit bereik wat jy veronderstel is om te bereik, want ons, jy onthou die eerste aan wat hy twee profetesse daar by ons was, toe sê hulle een van julle gaan springbok word. Dit kan selfs miskien 'n olblik word. Dit wil sê daar is 'n weg wat vir julle uitgelê is. Wie dit is, weet ons nie. Maar julle moet eers daai persoon vind. En hy is Jesus. Julle moet eers sorg dat julle met hom
Julle moet eers met hom, ou se mens, 'n pad begin loop. Julle moet hom eers aanneem as julle persoonlike saligmaker en verlosser. Julle moet seker maak sodat hy vir julle die wysheid van die hemele kan gee en nie die wysheid van hierdie wêreld nie. Julle gaan wherever julle heen gaan, julle gaan welkom toe. So as julle in welkom kom, is mommy en daddy nie meer daar nie. Daar is niemand wat julle aan die voor die bors kan gryp en julle weet julle pa skooi. Hy klap sommer. Maar daar's niemand wat dit gaan doen nie. Hy klap nie jouself gee. Want hy woorde jy gekry van jou pa en jou ma. Dis 'n keuse wat julle moet maak. Dis 'n keuse wat julle moet maak of julle gaan luister na wat ons sê, wat saam met julle daar gaan wees, of gaan julle onthou wat julle ouers julle geleer het. Of gaan julle onthou die weg wat die Here aan julle uitgewys het en die hand van uitreiking wat hy aan julle op hierdie oomblik aan julle stel. Dis hoekom ek sê dit is 'n voorreg. Dit is 'n voorreg wat julle kry. Ons het met Wayna was ons genooi na die huis toe. En dit is dieselfde boodskap wat ek aan Wayna gegee het. Dit wil nie sê omdat jy weg van die huis af is, dat jy weg van alles af is. Dit wil nie sê omdat jy op julle eie is, dat jy nie meer onder die toesig van julle ouers is nie. Dit wil nie sê omdat jy op julle eie is, dat jy eie besluite nou moet neem, dat jy nie hulle moet raadpleeg nie. Dit sal altyd wees, hulle bly eerste, en dan kom hy besluit van jou. Daai besluit kom met hulle wete, sodat hulle kan, want hulle het al reeds die pad gestap. Hulle weet wat die wêreld die buite kan bied, en wat die ook nie vir julle kan bied nie. En daarom is dit belangrik, dat julle twee moet besef, dat julle nooit ooit alleen is nie. Daar is iemand wat met julle die weg sal stap, maar julle moet die besluit neem, om te sorg dat julle by hom uitkom. Want, as jy gaan luister na wat die skrif sê, en nadat hy met hulle gespreek het, was hulle oë nog gesluit gewees, hulle kon hom nie erken nie, maar na ruk het hy toe hulle oë oopgemaak, en hulle woorde wat hulle spreek is, was dit nie goed, om die woord aan te hoor van hom af nie. Dit wil sê, sal dit nie goed wees, as jy kan hoor, wanneer die Here vir julle sê, dat dit is nie die weg nie. Wanneer jy jou ma se stem hoor, hou op, hoekom stap julle nog so laat rond, hoekom doen julle dit, asof hulle julle sien, dan moet julle besef, dat ons het nou 'n keuse geneem, want die keuse wat julle nou gaan neem, gaan bepaal waar julle in die toekoms gaan eindig. So dit is 'n goue geleentheid wat julle nie moet deur julle hande laat glip nie. En vir elke een van ons spelers is julle nou 'n rigtingwyser. Julle is een van ons rigtingwysers en ons staan met trots hier om te kan sê julle kom van ons af. Julle is ons toons. Maak nie saak waar jy gaan speel, julle bly ons toons. En wanneer julle eendag terugkeer, keer julle net weer terug na ons huis, na die huis waar julle ook groot geword het. En daarom is dit belangrik dat ons mekaar moet respekteer en dat julle mekaar ook moet respekteer. Maar die belangrikste van alles is dat julle onderhou die dissipline en die woord van julle ouers. Die Bybel leer ons dat my seun, vergeet tog nie die tugtiging van jou moeder en jou vader nie. So moet dit nooit vergeet nie. Al stap jy waar, jy gaan uitvind, wanneer jy wil hier in 'n verkeerde plek instap, dan gaan jy hoor, jou pa gaan vir jou vra, wat soek jou daar? Maar hy sê eers by jou nie, maar omdat jy dit eers gehoor het, en jy weet, die saad was geplant. Daarom is dit belangrik, dat ons as spelers, julle as spelers, nie net vir ons moet gaan trots maak daarbo nie, maar vir julle self eerste, en dan julle familie, en dan ons as 'n klap en 'n gemeenskap. Mag julle vrede en vreugde vind waar julle heen gaan, en mag die Here julle omvou met al die liefde. Dankie boys. Lei me, Here, lei me, Here, lei me na die water, waar daar is soos 'n
boom geplant. Soos 'n boom geplant by waterstrome, wat sy vrugte gee aan Jesus op die regte tyd. O Here, Lei my, Here, lei my, Here, lei my na die water, waar daar is soos 'n boom geplant by waterstrome, wat sy vrugte gee aan Jesus op die regte tyd. laaste maar. Oh, Lei my, Here, lei my, Here, lei my na die water, waar daar is soos 'n boom geplant by waterstrome, wat sy vrugte gee aan Jesus op die regte tyd. Ja, ons gaan nou om Yes. Gert so 'n paar geleentheid gee om ook die jong mans van ons op die pad te kan sit. En daarna sal ons ook vir evangelis, het gesien Mary Ann het ook hier gekom. Ja, dan sal ons haar ook 'n geleentheid gee as moeder. Dankie. Wil jy gespreek weer? Joyce? So baie seer. Ek wil baie praat. Ek was alreeds gedeeltelik upset. Maar ek wil net vir julle kom sê, jong man. Gaan julle rugby speel of gaan julle gaan werk? Rugby. Hè? Rugby? Dit moet nie seker van die kursus. Ja, wanneer begin jy? Oh, okay. Maar eerstens wil ek vir julle alle voorspoed toewens. As julle dit gaan aanpak, soos wat julle op die veld vertoon, dan kan jy enige iets 'n sukses in jou lewe maak. Julle is talentvol op die rugbyveld. Maar dat was 'n Engelse gesegde wat sê gaan ek nie. Talent without respect or commitment is an abomination. Ek sê baie keer, ek praat met manne wat drink. Ek sê nie, jy moet nie drink. Maar ek wil graag hê, jy moet nie drink nie. Want die boek wat ek in my hand het, hy praat oor alles in ons lewe. En as ons kyk na jong manne wat geleenthede gekry het, dit gaan afhang wat julle met hierdie geleentheid gaan maak. Ek het vir jong manne gesê, ons wil julle nie net in die hok sien nie. Ons wil julle op televisie ook sien. Ook ek julle het 'n paar keer gespeel op televisie in julle skool. Nou die een ding van die wit mense, hulle stoor al die goede. So eendag as julle springbokke raak, soos jy glo, so sal dit wees. En dis nie te sê, jy het dit nie. Julle het dit. Maar julle moet nooit laat dit kop toe gaan. Stay humble.
het so 'n mooie getuienis gehad van Cornel Hendricks. Nou as hy dit kan maak, as Peyton Paulse dit kan maak, as Cheslin Colby dit kan maak, wat se keer by julle? Julle het al die ledemate wat hulle het. Maar ek kan baie lank praat, maar ek wil julle net. En ek praat nie net met julle nie, ek praat met ons. Ek het net na boodskap geluister daar toe sê hulle, as jy die Here in jou lewe het, dan neem jou lewe 'n ander rigting. Jy moet verander. En die Here maak mense beter as ander mense nie. Hy maak jou net beter as wat jy is. En wat jy was. Maar soos ek gesê het, julle kan dit maak, boys. En ons het manne wat ons op vandaag in julle plek sit, in die span, so julle moet nie bekommer wees nie. Julle sal nog altyd, hoor julle praat, hoeveel het ons gewen. Ons is van plan om nou te verloor. Amen. Ja. En beter doen. Spreuke 20 vers 1 sê die woorde. Hy sê drank is 'n spotter. En sterke drank is 'n lawaaimaaker. En as jy nog bedwelmd raak daarvan, is jy dwaas. Gaan slaap, gaan lees maar julle Bybels, julle by die hierskop. Jy wat my nie glo nie. So, elke ding, elke vraag wat ons het vir die Here, hier is die antwoorde. Soos ek sê nie julle moet nie drink nie, maar ek wil graag hê. Kyk nou byvoorbeeld, die spanmaats daar buite sit net. Kan julle vertrou? Kan julle vertrou? Ek is diep teleurgestel in die manne wat daar buite sit en raas. Diep teleurgestel. As lijfpresident van die klub is ek diep teleurgestel. Ek weet dat gaat mense wees wat gaan met die oom aan en wat ek was die dinge geleer. Ek het nie vergeet wat om Bilal en om Ziele my geleer het. So en niemand gaan my ooit kan sê, nee man, want ons wil jou die tronkie toe, ons wil jou die hofie toe, ons wil jou sien voor ek gaan. Soos van die manne gepraat daaroor agter. Hulle moet my nog kom sê. Ek wil dit weet. Is hulle gardens of wat? Die probleem wat ons besit, en dit kan ons ondergang kos pres. Disrespect. Amen. Disrespect. Om te dink, die klub is bezig met die dinge van die Here, en die manne wat die vlag wapper van die klub, hulle ou dronk is. Hulle verkies om maar buite te wees. Ek spreek geen vloek oor enige een, maar ek sê, moenie met vir my sê het omgeer kom. In die dronkenskap moet jy enige ding doen wat onwettig is. Dankie jy. Ja, dankie vir hom, Gert.
vir daardie woorde en dit wat uit sy hart uitkom. Ons spreek dit nie goed nie. Amen. Ons spreek dit nie goed nie. Maar die dag behoort aan julle. En ek hoop julle het gehoor. Ek hoop julle het gehoor. Ek gaan dra juist dit uit waar julle heen gaan. En dit kom uit die hart uit en dit maak seer. Jy kan hoor, die ou man is kwaad. Maar dit is wie Gardens is. Daar is ons het met die probleem dat ons het jong spelers en ons het senior spelers in die bestuur en die ou mense. Sy vanoggend vir my vrou sy sê die heuppyn. Nou sê ek vir haar ja. Nou sê sy dit is seker maar hatery. Dus ek sê ja, toe ons jong was, as die ou mense vir ons sê, ai, die pyn hier en die pyn, dan sê ons die ou vrou, sy bly vol pyne, wat se pyne is die, jy dan niks gesien, maar het sy gedoen nie. Omdat jy jou liggaam gesien het, op daai oomblik in jou jonkheid, jy voel nie daai pyne nie, maar vandag, ek sê vir haar, maar vandag as jy na jou ouderdom, dat jy nou daai soort pyne voel, en daai jong mense kan sê, ja nie dan net toe, emmers gedra daar, ja dit, wat is dit nou met die heup dan? Dat is sommer nonsens daai. Sy is net lui. Nou wat ek vir julle probeer sê met dit die vergelyking is op dit wat die live press nou net gesê het. Wanneer ons as jong manne op die stadium is dit moeilik vir die ouer garde om te sien hoe sekere dinge gedoen word en hoe verkeerd dit is om dit te doen. Ons almal was by die plek. Ons almal was by die punt. Maar dit wat die ouma nou presies nou gesê het, is wat ons gehoor het. En daarom kan ons vandag sê en praat, soos wat ons hier praat, omdat ons die dinge geleer was. Julle moet nie die oog verloor nie, dat ons is hier om julle net te tug nie. Ons is hier om julle te leer. So dit wat nou in die klub gebeur, 20 jaar, 30 jaar van nou af, gaan julle in 'n ander posisie wees. Jy sal miskien nie meer 'n speler wees nie, maar jy gaan in 'n managerial posisie wees, waar jy byvoorbeeld moet die klub ran. En dan gaan jy die goed kan sê, wat vandag vir jou hier gesê was. En daarom is dit so belangrik dat ons moet inneem, wanneer daar met ons gepraat word. Julle toekoms is in julle hande. Die besluit moet van julle afkom. Die talente wat julle ontvang het, dit het julle ontvang, so gesê het, in die hand van die Here. En ons kan julle net lei met dit wat dit is alles experience wat praat. En omdat ons ander rigtings beginne inslaan het, as die rigtings van die wêreld, wil ek nie sê, dat dit wat jy dink, verkeerd mag wees nie. Maar vir daai oomblik, klink dit reg vir jou. Dit is hoekom ek gesê het, dat dit gaan oor jou besluite wat jy gaan neem. Dit is bitter belangrik dat jy moet besef vandag dat wat jy uit die mond gehoor het van ons en die ou man is baie hard op dit. Die ou man is baie teer op dit. En die ou man bly dit vir ons sê. Daarom sal julle sien ons hou nie drankbingos nie. Is oor die ding wat die klip geleer was. En ons kan nie dit wat ons aan ons oorgegee was, die vaandel wat oorgegee was, ons kan nie die rigting verander nie. Ons moet net die rigting behou. Ons het die boodskap gehad toe ons George was, bly op die boot. En op die boot te bly, is dit die reëls van die boot. Ons kan ongelukkig nie help nie. Dis die reëls van wat op die boot is. Paulus sê aan die man oor 100, die ou wat oor die boot was, van die soldate. Hy sê vir hom, sê vir die manne, niemand moet hier afgaan. Sê vir die manne, niemand moet van die boot afgaan nie, want geen een sal sy lewe verloor nie. Dit wil sê as hulle op die boot bly. En daarom moet ons vasbly klou aan dit wat die ou man gesê het. Ons moet ook glo in dit wat hy gesê het, want ons het dit so kom kry. En ons probeer dit so oordra. Eendag gaan julle dieselfde doen. En dit is ons droom. Ons gee dan nou aan Evangelis Nathan. Amen, dierbares.
Groet jou in die wonderlike naam van ons koning Jesus, dierbares. Ek wil eerst begin by die begin, dierbares. Ek wil vir die vader en die moeder sê, geluk. Jy sien, dierbares, as 'n mens mos tweeling het, die een tweeling is gewoonlik stouter as die ander ene. Of die een stel die belang in die ding nie, of die ander ene stel die belang in die ding nie. Maar hulle twee is een. Maar vanmiddag wil ek vir die manne sê, daar waar julle gaan, moenie gaan jou wees nie. Brood gee, die moeder, is nie daar nie. Maar van manne vanaand wil ek jou sê, en sê, Psalm 23, vers 6, net goedheid en guns, spreek uit, al die dae van julle lewe. Maar alleenlik gaan jy staande bly. Die duiwel is mos jy kindie. Maar alleenlik gaan julle staande bly as julle bly by die voete van die Here. Nou die duiwel is mos so man. Hy lyk nie mooi dinge nie. Hy lyk nie dinge moet gebeur nie. Sulke goed dinge, daar gaan tye kom waar die duiwel julle gaan attack. Dan is ma nie daar nie. Dan is pa nie daar nie. Dan is dit jy en jou maker. Van jou broer kan ek jou pa laat koop nie. Dis 'n persoonlike saak tussen jy en God. Ek wil hê julle moet die gedagtes met jy vir my. Ek sê dit altyd in die huis van die Here. Dat het mense gaan slaap gisteraan. Wat planne gehad het. Hulle het planne gehad. Maar hulle was nie bevoorreg om op te staan. Maar wat laat dit jou toe om op te staan? Wat laat dit julle toe? Jy moet net kry die gedagtes. Ons almal die vandaan. Kry jou gedagtes. Wat laat dit jou toe? Dat die Here jou wakker maak. En elkeen het 'n doel in die lewe. Elkeen het 'n, hoe kan ek sê, dierbares uit die Here jou 'n gawe gegee. Nou hierdie gawe is nie vir ons almal gegee nie. Elkeen het sy eie gawe. Maar hierdie gawe is net wat die Here kan gee. So julle het gekry by die Here. Nou kom ek sê vir jou dierbares, twee manne, jong manne, dit is nog 21 nie? Nog ja nie. Nou die duiwel gaan jou nooit uitlos nie. Die duiwel gaan julle nooit uitlos nie. Ek is bly vir julle lewe. Kyk die jong mense hier buitekant. Hulle verkies om daar te wees. Maar julle twee het 'n keuse gemaak om rugby te speel. Moet nooit vergeet van jou ouers nie. Eer jou vader en jou moeder. En jou daad sal verleng word. Miskien dierbares, wat so hierso sit. As ons ongehoorsaam. Maar ons laaste uitweg is na die Here toe. En ek dink aan die vrou wat 12 jaar in bloedvloeiing gelei het. Sy het alles probeer. Sy het raad opgeraak. Maar aan die einde was na die Here toe. Ek gaan tye kom waar jy gaan sê vir jou, maar dinge werk nie uit nie. Soos jy dit wil hê nie. Dinge gaan dan nie soos ons wil hê. Dinge gaan dan nie so nie. Bel toe pa en vra raad. Maar ek sê altyd, gaan op jou knieë en na die Here saam met julle wees. Daar waar julle gaan nie maklik wees nie. Maar die keuse wat jy maak, kan jou toekoms bepaal. Die keuse wat jy vandag maak, as jy môre sê jy gaan welkom toe, praat met die Here. Dierbares, ek sê vanoggend in die kerk, miskien was sware week doen. Ek verloor my ma. Ek verloor Vrydag my hele salaris, ken hulle my. Ek is plat. Maar vanmôre toe staan ek op die platte van my voete. Sê ek is 'n kind van die Here.
As iemand vir jou sê, dit staan op jou platte van jou voete en praat net met die Here. Want ek weet die duiwel nie. Hy gaan alles probeer. Dit is mooi jong man. Dan gaan sommer meisies kom na julle toe ook, jong. Hy gaan sommer sê, dit kom maar so, ag vat dit net vir my man die drankie. Die drank van is daai tipe wat die duiwel kom. Nee, hy klein seker. As die duiwel geleentheid kry, dan vermorsel jou. En dis waarom ek sê vir jou, bly by die Here, tydig en ontydig. Geseën dierbares, amen dierbares. Loyana, 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 Jesus, Loyana, 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 Jesus. Amen. Ja, nee. Ons sê dankie vir evangelis Nathan. Daardie woorde boys van aanmoediging en van julle op die weg te plaas. Ons gaan by die ouers kom. Amen. Ons gaan by die ouers kom. Die pa het gesê, gaan net vinnig weg, so ons kan nie met die ma praat en die pa sien. Amen. Ja, dit is ook kom. So ons gaan by hom kom. Ek vra dan nou, ons roep dan nou op. Waar is Marianne? My sister? Ik begroet elke ene en daar die mooie oorwinningsnaam van ons Heer en Meester. Tweeling, ek is vandag trots op julle. Die rede is, Johnny hulle, by ons gebedsgroep het hulle altyd kom aansluit. Hulle kom aansluit en dat ons altyd kom, kom visit. So op dit is ek op trots. En dit kom sê ek vir julle, ek weet waant is julle op pad. Want julle gaan met die Here waar julle nou na toe mee gaan. Psalm 23 is my gunsteling vers 1. Die Here is ons herder en niks sal julle ontbreek nie. Ek wil hê julle moet onthou, waar julle gaan, loop met die Here. Die Here sê, jongeling, waarmee sal julle paai gelei kom? En die antwoord kry julle in dieselfde vers, jy dit te hou na die Here toe. Ek gee vandag die Here vir julle. Ek kom plaas die Here vandag voor julle. Want ek wil hê die Here met die pad saam julle stap waar julle nou gaan stap. Ons kan nie ons doen ons eie krag hê. Ons staan nie op ons eie krag waar ons vandag is nie. Ons kragte kom alles van bo af. Ek gee vir julle vandag die lig. Julle is die lig van hierdie lewe vandag. Julle was die lig vir Gardens gewees. Ek lag so altyd vir Jaycie se klein kind. Sy sê vir altyd vir oupa. Oupa, gaan die tweeling haar wees. Sien dit, julle maak julle naam vir julle gemaak. Dat wil ek vandag vir julle ook hê, waar julle gaan maak vir julle naam. Ek wil vir julle ouers kom dankie sê, vir julle ouers. Julle moet julle ouers trots, hulle is baie trots vandag op julle. Ek wil hê gaan maak vir hulle trots, waar julle na toe gaan. En onthou, ek sal altyd sê, julle is altyd in my gebede. Waar julle gaan, wat julle doen dit met die Here. En soos hy gesê het, as dinge te swaar raak,
As dinge te moeilik raak, onthou Satan, hy wil die Here bied. Hy wil die Here altyd bied. Maar ek wil hê dat julle moet vandag daardie besluit neem en sê, Satan, ons sien nie kans vir jou nie. Want ons weet, ons help en ons hulp kom net van een mens af. Jy gaan ons aan die duistering stuur. Ons wil nie duister wees, ons wil nie lig wees. So tweeling vandag, kom sê ek vir julle geluk en seëninge op hierdie pad. Ek kom sê alle blessings op julle liggaam. Stort ek vandag alle blessings uit. Alle blessings kom stort ek uit. Kan ek nie staan? Kom dan, ja. Onze Here en Meester, Here kom pleit die bloed van Jesus. Here vandag, Here oor hierdie twee. Here, hier is hulle hoofde. Here, hier is hulle liggaam. Here, hier is hulle voete. My dierbare Vader, Here, elke loop wat hulle sal loop, elke tree wat hulle sal tree, Here, waar in daardie vreemde land waar hulle na toe gaan, my God en Meester, Here, Here, dat hulle met U sal aanpak. My Here en Meester, my dierbare Vader, Here, Here, hulle gaan hulle ouerhuis verlaat, my dierbare Vader, Here. Ek kom pleit selfs, my dierbare Vader, Here, die Heilige Gees, Here, oor hierdie woning. Here, daar is hulle ma, daar is hulle pa. Here, daar is selfs hulle kinders, my God, wat hulle moet agterlaat, my dierbare Vader, Here. Here, kom pleit, my dierbare Vader, whatever hulle sal gaan aanpak, dat hulle tot eer en verheerliking en uit die Naag en Gardens en hulle ouers sal gaan trots maak met dierbare Vader, Here Meester. Here, ek weet, Here, Here, U het ons nog nooit geveil op hierdie aarde nie. Here, dis om 'n kompleet, Here, dat U hulle sal omvou, dat U hulle sal toemaak met U kosbare bloed, Here. Kom, my God en Meester, Here, en word U verheerlik in hulle lewens, dat hulle se ligte is vir ander daarbo, my God en Meester, Here. Kom, Here, ons lof en ons kom prys en ons kom dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Ja, hulle sê die gebed van 'n vrou dra veel krag. Amen. Amen. En ons is eintlik geseën in die klip. Ons is geseën in ons klip omdat ons van alles in ons klip het. Ons is 'n familie. En ek is eintlik, ek skrik nou eintlik wat Marianne sê, my suster nou sê, dat julle daar kom aankleed by die gebedsgroep. So julle manne het ons hoog geloop en so julle het al die smaak gekry. So dis nie iets nuut vir julle nie. En ek is eintlik dankbaar dat ons vanmiddag, ons moes hier wees vandag, ons moes gister eers hoor, ons moes so skielik, Marianne het nie geweet dat sy ook iets gaan sê vandag nie, maar sy het nou iets kom sê, so daar was 'n rede waarom ons juis vandag hier moet wees. Ek sê vir elkeen baie dankie wat gekom het, maar eerstens wil ek die ma en die pa, wil ek sê ons applaus hulle, ons sê vir hulle baie dankie vir wat hulle vir Gardens gegee het. En ja, die pa loop lank pad, die pa het nie aan 'n klaps toe gegaan, die pa het hier kom aansluit en die pa het hier klaar gemaak. En die pa se leities, ek sal nooit sy woorde vergeet nie, hy sê nie myne nie, alle klaps gemaak om vra hierso, nie, dan moet hulle trek. Dit is die man se woorde, dan moet julle trek, julle moet vir julle blyplek gaan soek, maar onder die dak kan julle nie bly nie, kan nie twee paas wees in DAC. En ek wil vir hom dankie sê vir daai. Ek wil julle vat na Isak toe. Isak en sy vrou Rebekka. Net voordat Isak sou sterwe, roep hy sy seun Esau in. En hy sê, gaan kry vir my iets om te eet, 'n wildsbok, voordat ek jou seën. Soos Esau weg, maar die ma, ons sê sommer die maas is die duiwel, maar die ma, hoor wat van die gesprek tussen die pa en Esau. En die ma roep vir Jakob. En die ma sê, kom so, gaan kry gou vir my 2 bokkies daarso, dat ons hulle gou regmaak en vir jou pa die ete gee wat hy wil hê, wat hy wil hê.
want jou pa gaan vir Esau seën. So het hy die goed gaan haal, maar hy kom terug met die goed, maar die pa vra vir hom, Isak vra, is jy dan so gou terug my seun? Hy sê, maar die Here het my geseën, het my gebed verhoor, en hy die bokkie in my sig geplaas. Hy lieg, maar hy sê vir sy ma, toe sy dit vir hom sê, toe sê vir sy ma, maar dit is verkeerd. Dan gaan 'n vloek op my wees, as ek die ding doen, want dit is verkeerd. Die ma sê, laat hy vloek op my wees. Wat ek probeer sê, dit is wie die ma is. Die ma is gewillig om alles te offer vir haar kind. En dit is wat sy nou doen. Sy is gewillig om julle te offer vir die wêreld, sodat julle kan vind wat julle toekom. Sy is gewillig om julle te laat gaan en julle nie te hou nie, omdat sy die beste vir julle wil hê. Sy is gewillig om haarself kaal te skeer vir julle. Maar die pa wil julle net seën. Die pa wil julle seën omdat julle seuns is en julle vir julle families eendag sal moet sorg. En daarom plaas hy die seën op julle, gaan. Want dit wat daar vir julle voorlê en wag, is net goedheid en guns, soos wat Evangelis gesê het. En daarom is ons eintlik gelukkig om in julle teenwoordigheid te wees as ouers van die tweeling. Want julle was gewillig om hulle te offer. Ek sal nie vergeet nie, ons kom terug, een van die toons, ons terugkom van Saldanha af, toe is die een gaan die hospitaal met die knie of 'n ding, 'n skouer, ja. En ons sit daar, ons het tot laat gesit, ons wil nie loop, sy sê ons kan maar gaan. Ons kan maar gaan, sy sal regkom huis toe. Maar ons is bang, ons wil nie eers alleen ry nie, want is nog 'n Roosdale toe, enigiets kan gebeur, maar sy is gewillig om te sit. Die pa staan in sy arbeidsveld, hy is aan die werk. Hy sê dankie vir ons, maar hy weet nie hoe dankbaar is ons, dat hulle nie op ons hart afgekom het, dat ons nie ter altyd daar met julle was nie. So ons sê vir hulle baie dankie, dat hulle julle toegelaat het om juis vir ons te kan speel. Om juis vir ons, en dan die hart wat hy pa het, is soos wat ons almal die Gardens, ons kinders gaan nie by ander mense gaan speel nie. Hulle moet in die speel. Amen. Gardens is 'n familieklub. Jy gaan hoor die oupas, en dan die pa, en dan kom jy, en dan gaan jou kinders ook. Ek wil hê julle moet vandag mooi verstaan, daar's 'n rede waarom dit so is. Dit is hoekom ons daardie liefde het as 'n familie, daai familieliefde wat Gardens onder mekaar het. As jy sien, daar stap een van ons mense, dan gaan stop jy, dit lyk as, jy kan maar nou alles los, laat jy gou die ene help, want dis familie. Want as ons gaan kyk, dan sien ons die Witboys, ons het Ferreres, ons het Marmans, ons het al die vanne, maar as jy gaan kyk in die vanne in, dan gaan jy hoor die oupa, en die oupa grootjie daar gespeel, en dan kom het nou hier na julle toe, en die kinders, en die kleinkinders, en die agterkleinkinders, gaan speel ook daar. Daarom wanneer daar gestry word, dan stry ons saam, en wanneer ons beklei, dan beklei ons saam. Daarom kan ons nie onder mekaar beklei nie, en ons is familie. En daarom het ons 'n voorreg om julle op die weg te stuur, met die wete, julle kom uit 'n regte huis uit. Julle kom uit 'n huis uit van beginsels wat julle geontvang het van julle ouers. En daarom wat ek sê, ons is dankbaar vir die ouers, dat ons die geleentheid kon kry, om ook die talent wat julle het, saam met julle te kan deel. Want julle doen dit wat ons voor lief is, die game of rugby. Ons is lief vir dit, maar ons is nog liever vir ons klub, wen of verloor. Ons is die slegste verloorders wat jy kan kry in die wêreld. Want as ons verloor, dan sien jy nie
speler in die straat nie, niemand op die pad nie. Ons bly by ons huis. Ons wil eens 'n call kry van jou beste vriende af wat ook in die klap is, want jy wil nie dieselfde ding hoor. Moet ons gemaak dan om te verloor. Want ons glo nie, ons verloor nie. Jy het gehoor? Ons beklei daai een ook. Ons vloek daai en skel daai een wat sê, ja, maar julle toon het misgeskop. Dan wil ons hom skel van hoe sy spelers al hoeveel balle misgeskop het, maar ons het 'n antwoord. Hulle het so mooi gesê van Jake se kleinkind, hulle vra, gaan die toon daar wees vandag? Dis die eerste wat hulle vra. En dan weet jy, hoe gaan ons dit nou antwoord? Ons gaan nou moet sê, nee, hulle gaan weer hier wees. Hulle is net gou vir 'n wyle, net gou 'n bietjie weg. Ons glo so. So mag die Here julle seën op hierdie weg. Mag die Here vir julle julle talente eintlik vermeerder. En soos Evangelis gesê het, mag goedheid en guns julle net volg op hierdie pad. Maar dit is 'n keuse van julle en wat julle sal moet maak. Ek sê vir elkeen baie dankie wat opgekom het, wat ons support het in hierdie gebedssessie en om julle op die pad te sit en ook vir die ouers. Ja, ek sal hom nou. En dan ons vir die ouers sê baie dankie. Baie dankie dat julle ons toegelaat het om dit te kan doen. Ons kom kry dit maar so. Daarom het ons eintlik geskrik, ons het gister gehoor, ons sal sommer môre, ons vra dit dan so gou. Ons het gedink dit gaan nog kom, maar dat dit op ons afgekom soos 'n dief in die nag. So ons moet maar altyd gereed wees. Gou vir Jude 'n paar woorde van bemoediging. Baie dankie Fred, baie dankie Lei. Baie dankie vir die validiteit wat ek gegee word om saam met julle te kan praat vandag. Tweeling, ek is nou saam met julle in die versier nou van die first team setup. Ek is julle medic. En het is altyd vir my plesier om saam met die span te werk. Ek kry nooit as altyd lekker gevoel om in hy spanpraatjie in te kom. As ek inkom en as dit so excited is inkom maar wel die man is, ons manne, ek soek dit, is altyd lekker vir my. Ek ga hulle mis en ga hulle verloor. 2 Timoteus 2 vers 5 sê, as atleet kan nie aan 'n wedloop deelneem as hy nie volgens die reëls gaan meedoen nie. As ek oor korreksie praat, skiener Andre Goeda, hoe sê ek die Andre in Samenta. 11-12 jaar terug het ek vir die 2 mannetjies geblaas op die eerste velde. En dat was daar reeds, soos ek hoor vir die name nou kry, Astaan. was daar reeds Goela gehad iets gelees, dit was een baie klein geweest, hulle sal nie ken het. Maar ek het vir hulle geblaas voor 11-12 jaar terug. En vandag is het my jou grote voorrecht om te kan staan en nie vir julle vaarwel te sê nie, maar wel te sê, gaan en maak die goede klein, gaan maak die Gardens Fraternity, gaan maak die nagemeenskap, gaan maak die oorskap trots, waar hulle ook kan gaan. Die pres het op my verjaarsdag het my 'n boodskap gegee wat tot en met lengte van datum wat ewig in my gedagtes sal bly en dit is 2 Samuel 9. Toe koning David kom en hy vra, is daar iemand in die huis van Saul aan die kuns kan bewys terwille van Jonathan. En hulle sê, ja, hy is 'n dienaar met die naam van Siba. Hulle bring die vir Siba en die vraag vir Siba, is daar nog iemand in die huis van Saul aan die kuns kan bewys terwille van God. En Siba sê, daar in Lodibar was 'n seun van Jonathan met die naam van Mephibosheth. Ek kan naam baie moeilik om te sê, Mephibosheth. En hy vra aan dat hulle van Mephibosheth gaan roep. Maar Mephibosheth het gebrek aan al 2 sy bene gehad. En in Lodibar is daai mense sien hulle self as 'n skenk van die aarde. Hulle sien hulle self as erger as honde. Hulle volgens hulle is hulle die honde van die aarde. Hulle beteken niks in die aarde nie. Maar koning Dawid laat roep vir Mephibosheth
En hy kom Kom na die. en hy vra, hy sê van vandag af, sal jy aan tafel sit saam met my. En alles van die skope wat hier is, sal vandag af aan jou behoort. Net so is die tafel vir julle twee voorberei. Die guns van die Here is op julle. Van kleins af is die guns van die Here op julle. En so het my suster nooit gesê dit. Julle geloof is al reeds deur. En dit is wat dit so van maak. Dit is wat julle so talentvol maak, omdat julle die geloof van 'n mosterdsaad het om te sê ek kan dit doen en ek wil dit doen en ek gaan dit doen. Dit is wat dit so sterk maak vir my. En soos Daniel in die leeukuil, die Here Daniel weer hou van die leeukuil, maar hy Daniel gehou in die leeukuil. Wat was die profete en die, toe hulle op die boot saam met die Here, toe die storm kom, toe die Here agter lê, het nie die storm weerhou van hulle nie, maar hy hulle weerhou van die storm. Hy het hulle lewens gered. Toen Jonah naar Nineve toe gaan, het van die pad afgedwaald. Maar die walvis is hom ingeslip. Die Here het hom weerhou van die inslip van die walvis, maar die Here het die walvis weerhou om Jonah op te vreet. En Jonah het in die buik van die walvis het hy uitgeknaap na die Here. En die Here sy gebed verhoor. En dit is hoe groot die Here is. Het maak nie saak hoe diep jy onder water is, hoe diep jou probleme is, hoe diep onder water is, die Here sal altyd jou gebed verhou. En die Here sal altyd daar wees. As jy dink die Here nog nooit deurgekom nie, is baie getuienis die binnekant. Van klein tot groot, jy kon sê wat die Here vir ons almal beteken het. En ek glo stel dat jy weet ook al wat die Here vir julle in julle lewe wat beteken. Daarom ek sê, en ek vandag sê vir julle, ons is trots op julle. Gaan en dra die vaandel van die Goeie Klein, die Gardens Fraternity, die nagemeenskap en die Ooskap, gaan en dra die fraternity daar bo rond. En as ek afsluit, sluit ek af met Openbaring 3, vers 3. Onthou hoe dit ontvang het, die lering van julle ouers. Amen. 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 Ons dankie aan vir ons. Daar die paar woordjies. Ja, ons, soos ek julle gesê het vroeër, soms vergeet 'n mens die klein dingetjies. Hy sê hy het geblaas toe julle nog chokkertjies was. Dat hy vir julle geblaas en vandag kom en kom sien julle op pad na julle toekoms toe. Want het hy gewis, die dag as hy ontmoet nie te vergeefs nie. Dit was 'n niet gevonde verbintenis, want dit is wat hy gevind het. Want hulle is ook deel van die familie, die Gardens familie. En nou, net vir ons naam vra, hy wil ook nog net gou 'n paar woordjies vir julle gee. Dan kan ons maar klaar maak. Dit sal nie lang wees. Verstop. Ek kon sê baie dankie vir die geleentheid vir Gardens my gees. Ek begroet julle in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Eerstens wil ek vir die ouers sê baie dankie. Weet ek is ook 'n ouer, ek het 6 kinders. En dit is wat ek ook vir my kinders wil hê, die beste. En hulle moet veilig wees. Want ek weet, daar waar die moeder is en daar waar die vader nou is, hulle voel nie lekker nie. Dat hierdie kinders uit die nes uitbeweeg, maar dit is dinge wat ons moet maar aanvaar. Dat kinders moet hulle eie besluite neem daar in die wêreld, dat hulle moet sekere dinge oorkom en sekere keuses moet maak. Maar vir my is dit 'n plesier om saam met hierdie manne te kan wees. Weet Boetas, miskien kan julle my nie. Ek kom met Gardens uit die apartheid jare. As ek mag sê, ons het julle nou in grade waar julle nou speel. Ek het second team rugby gespeel. Ek sal nooit vergeet nie, ons het in die onderligas gespeel. En daar was 'n jaar gewees wat ek 2 games moes speel. En is daai jaar wat het besluit dat ons in die boonste liga gaan opkom. En die coaches roep my tweede helfte, want een van die spelers het seer gekry. En die Here het so bestuur dat ek die wenddraai moes druk. Daardie dag, sodat ons kan speel hier waar ons nou is.
Vir julle twee wil ek sê baie dankie vir julle gesindheid. Ek kon saam met hierdie manne werk in die oggende as 'n coach en hulle leer van fitness. En vir my wat so opvallend was, jy kry baie slim spelers. Hulle het nou al goeie rugby gespeel en hulle kom deur baie coaches. Maar vir my wat hulle van geen kant af ken nie, hulle was vir my bruikbaar. Kyk, vir hulle kan jy enige ding sê, hulle sal hom doen. En dit is wat so opvallend was vir my van hulle. En ek sê dankie vir die Here vir die geleentheid wat ek kon kry om met julle te kan gesels en vir julle te kan help op hierdie pad van rugby wees. My gedagte vir julle twee is twee jong manne uit die Bybel uit. Net wat hulle sê, dit is Dawid. Dawid as jong man het hy in die veld mos, dis leeu's, dis al die runners, diere, hy het baie beproewings en versoekings deurgekom. Maar hy sê die woorde, hy sê, ek kan niks doen sonder die Here nie. As hy so terugkyk, alles wat hy gekry het, wat hy oorwin het, dit is net die Here wat hy die eer gegee het. Hy kan niks doen sonder die Here nie. En Josef was ook 'n jong man gewees. Julle weet ons nou wat het hy al oorgekom, hy is in die put gegooi, sy broers het hom verstoot, familie het hom verstoot. En hy kom in Potifar se huis. En daar het hy te doen met mevrou Potifar. Julle kan verseker wees, jong man, as julle hierdie huis gaan, mevrou Potifar, hulle wag vir jou. Of het nou vrouens is, of is dit, noem net die beproewings wat jy gaan kry, dit gaan jy kry. Maar Josef sê, hoe kan ek sondig voor die Here? Hy het altyd die Here voorgehou. En as hy sien die keuse wat hy moet maak, want mevrou Potifar wil hom verlei, wil hom kooi toe vat. Hy het net by homself gedink, hoe kan ek hierdie sonde doen? Dit is waarom ek vir julle hierdie gedagte los. Dawid sê, ek kan niks doen sonder die Here nie. En mevrou Potifar gaan julle kry daar welkom en waar oral julle ook gaan beweeg. Kom net by julle self en neem daai keuse. Ek kan niks doen sonder die Here nie. Weet, ek is daar in Saldanha. Hulle vra vir my, waar is die twins? Wie is die twins? Ek ken nou nog die twee manne uit mekaar. Ek het nou saam met die oggende hardloop en gaan te keer. Ek ken nou nog nie. Dit is wat julle bring vir Gardens. Ons word gesien nie net as 'n span nie. Hulle wil weet, sekere spelers, wie is hulle? As julle dink, julle is net net nagbekend en hier in Ooskaap, dis nie so, julle is reg oor in Suid-Afrika as julle bekend. Julle verteenwoordig julle self, hierdie goeie familie en vir Gardens. En ons is proud op julle, man. Ons is proud op julle. Daar in Kruisfontein, kom ons sit maar by 'n klein steentjie, kom die ouetjies ook na my toe, hulle wil weet, gaan die twins speel? Ek sê, hulle is hier so. Dit verteenwoordig julle. Julle inspireer jonger kinders as julle. Hou wat julle het, bly by die Here, soos ek al telke male vir julle gegee het. En mag die Here julle seën, mag die Here julle seën met gesondheid, nog baie lang jare, en alles wat julle hart begeer, mag die Here dit vir julle gee. Familie, ons het nou aan die einde gekom. En ons gaan sommer even gelus vra om vir ons af te sluit met 'n gebed. Kom ons staan hier en hier. Vader, in die naam van Jesus, Here, vanmiddag sê ons baie dankie, Here, wat U ons toevertrou het, Here, om hierdie tweeling, Here, om 'n rugby loopbaan, Here, vorentoe te vat, Here. En ons sê baie dankie, Here, vir elkeen wat opgetrek het, Here, met woorde wat hulle verwissel het, Here, om hulle aan te moedig, Here, daar wat hulle gaan, Here, maar vanmiddag, Here, pleit ek hulle self onder die bloed van Jesus, Here. Ek bestraf elke bose mag, elke vuil plan van die duiwel, Here, oor hulle lewe, Here, bestraf ek in die naam van Jesus, Here. En ek weet, Here, die duiwel, Here, gaan alles probeer, Here. Maar vanmiddag kom ek na U toe, Here, op die planke van my voete, Here. Ek pleit hulle onder die bloed van Jesus, Here.
Here, en ek weet, Here, Kanselleer. U is in beheer oor hulle lewe, Here. En ek weet, Here, U is in beheer, Here, dit wat hulle gaan aanpak, Here. En ek weet, Here, U gaan hulle deurdra, Here, daar wat hulle gaan, Here. Baie dankie, Here, vir die ma, vir die moeder en die vader, Here. Here, wat hulle gedra het tot die toe, Here. En ek vra uit die diepte van my hart, Here, dat U hulle sal bewys, Here, dat hulle gaan sê, daar wat hulle verkeerd gaan, Here. Dat U hulle stem sal bepraat met hulle, dat U gaan sê, Here, nie die kant toe, maar die kant toe, Here. En ek vra, Here, dat hulle nooit, Here, van U sal wegwees, Here. Here, en ek vra, Here, ons is getuienis vanaand, Here. En ek vra, Here, die diepte van ons hart, Here, dat ons hulle in gebed sal hou, Here. Daar wat hulle beweeg, daar wat hulle beweeg op die veld, Here. Ek kanselleer, Here, elke injury oor hulle lewe, Here. Ek kanselleer elke dode mag oor hulle lewe, Here. Ek kanselleer elke jaloerse mag, Here. Ek kanselleer alles, Here, wat hulle in hulle gegee het, Here. En ek weet, Here, dit is U, Here, wat alleen gee, Here. Here, seën hierdie familie, Here. Seën hierdie mooi werk, Here. Here, self ons, Here, wat uit mekaar uit gaan nou, Here. Ons wat nou na verskillende huise toe gaan, Here. Wees saam met ons, bewaar ons, Here. Here, ons doen nie hierdie ding om gesien te raak, Here. Ons doen, Here, om U se naam groot te maak, Here. Baie dankie vir U se krag, Here. Baie dankie vir die liefde wat ons het vir mekaar, Here. Baie dankie vir Gardens Club, Here. Here, wat jare, Here, met hierdie ding aankom, Here. Dit is net die liefde, Here, wat ons hier het vandag, Here. Dit is net die liefde wat ons hier by mekaar het, Here. En ek vra, Here, dat U, Here, sy vriende, Here, wat hy gaan beweeg, Here, dat hy ontvorm met liefde, Here. Nie ontvorm, Here, om hulle seer te maak, Here. En ek vra na U toe, Here. En ek kom na U toe, Here. En ek buig voor niemand anders, Here. Ek buig, Here, voor U, Here. Seën hulle, Here, in 'n dubbele maat, Here. In Jesus naam, Jesus. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here, gaan in vrede. Die Here sal jou behoed. Die Here sal jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor julle skyn en genadig wees. En nou maak die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die troostevolle gemeenskap van sy Heilige Gees, met ons sy bly van nou af tot die ewigheid. En almal wat die koms van die Here verwag sien dagdag saam. Amen. Amen. Jesus. Prys. Kan ek iets sê? Ek wil net dankie sê vir Gardens Club. Vir die gebaar. Vir die manne so mooi op die pad gesit het. Ek moet sê, Gardens vind nooit meer so as het kom by ondersteuning, mense op die pad sit, begrafnisse, ons is altyd daar. So baie dankie vir die mooie gebaar. Dit is maar al wat Pa wil sê. Kan jy nou vir ons sê, wat ons op die pad sit? En ma kan maar dit sê. Die maas die praat. Maas dit is smile. Nee, dat ook niks sê. Een broer het. Is dit een wat gepraat het gister? Kom net daar stem. Kom. Sê dankie vir die tyd. Vamos e depois, net dankie vir die klap. Yes, alright, man het altyd gepraat gister. Ja. Nie praat jy helemaal nie. Ons is proud om julle. Proud om julle. Namens myne van die supporters. Alle wat mooi is man. Ons dien die lewendige God en die Here is vir ons. As God vir ons is, wie kan dit teen ons wees? Net as jy daar bo is, as God vir ons, wie kan dit teen ons wees? En dan gaan daar in Jesus. Ons is nie, dit is in ons gedagtes, dit is ons, het is kouse wat ons doet. Because of Here Garden, dit is wat ons daar is, wat ons vandag is.
Hulle gaan die gardenskere uitdra. Ja, oral waar jy kom in Suid-Afrika, as hulle gardenskere sien, dan vra hulle, ken jy vir Ronnie? Jy was kinder. En om keer.